So, net voordat ek in die preek inkom, wil ek gedink gaan eers volgende week doen, maar nou besluit ek gaan net vanmiddag maar hierdie week doen. Wil ek net van ons vennote celebrate vanoggend ons worship team. En dan is hier van julle tussenin ook wat ons gehelp het om ons stage net weer 'n extra facelift te gee. Ek weet meeste van julle kom dit nie agter nie. Nee, dit is mos maar so. Dit is partymal so 'n bietjie soos white noise, nee, jy kom dit nie agter nie. Jy kom nie agter wanneer die matte vervang is of wanneer iets gebeur het, tensy iemand dit uitlig. So ek wil dit net vir 'n oomblik uitlig. Lisa Marie en haar span en soos ek sê 'n paar vennote het ingeklim, die stage nog 'n bietjie laer gemaak, nê? Sodat hy bietjie meer op my hoogte kom. Okay, nee, ek spot sommer. Die stage 'n bietjie laer net gemaak en gerubberise en moeite gedoen om dit net meer effektief te maak. En as ek net vir julle kan vra om 'n oomblik hulle net te celebrate, vir hulle dankie te sê, Lisa Marie. Hulle het soos in een oggend tot 2:00 die oggend gewerk, hoor. So ek wil dit net sê, dit is hulle het baie ingesit en Marius in sy afwesigheid wat gehelp met die houtwerk ook is awesome. Dat 'n mense deel het van jou span. So in Doxydei is ons hartsbegeerte, een van die groot hartsbegeertes is dat weet as ons skielik sou verdwyn, skielik net nie meer hier is nie, waarvoor gaan die mense ons mis? Is dit ons hartsbegeerte dat hulle sal sê, "Eers daai ouens het geweet om lief te hê." Hulle het liefde verstaan, geweet hoe om liefde uit te leef. Prakties. En so hierdie jaar, ons 'n tydjie terug het ons liefde as 'n tema gehad en hierdie jaar vat hy net 'n radverskywing waar ons weer na dit gaan kyk en dis die jaartema. Ons gaan oor die volgende paar weke en die res van die jaar sal ons dit weer uitlig. Marked by his glory. Ons is gemerk deur die heerlikheid van God. Dis in ons. Christ in us, the hope of glory. But known by his love. Hulle moet ons nie ken oor hoe mooi ons sing nie. Hulle moet ons nie ken oor, jy weet, hoe mooi perseel ons het of al die ander wonderlike goeders wat aan ons kan dink aan wat 'n kerk tipies sal wees nie. Hulle moet sê daai lot van Meyersdal, van Doxydei Meyersdal, daai lot van Doxydei. Man, as ek hulle sien, is dit die een ding wat uitstaan. Hulle is lief vir mense. Hulle is lief vir mense. So ons gaan oor dit praat. In Februarie gaan ons praat oor hoe dit lyk prakties ons liefde vir ander mense, maar ek wil net vir die eerste deel van hierdie jaar, die eerste reeks wil ons om terugtrek en sê maar okay, hoe lyk jou selfliefde? Hoe lyk jou liefde vir jouself? Want dis baie belangrik. Ek weet nie wanneer laas jy gevlieg. Miskien het jy dit al in 'n flieks gesien. Die tannie staan daar voor. Sy verduidelik hoe alles werk en as een van die dinge wat sy sê dat as die lugdruk val binne in hierdie vliegtyg, gaan daar 'n masker van die paneel hier bo jou uitval. Dan sê sy, sit eers jou eie masker op voordat jy die persoon langs jou probeer help. En dit klink 'n bietjie selfsugtig, nê? Klink soos tipies die wêreld, jy weet, elkeen vir homself. Sorg net, maak seker jy leef, maar hier is die realiteit. Wanneer die lugdruk val op 35,000 voet, min of meer waar 'n ou vlieg, het jy tussen 30 en 60 sekondes van goeie bewussyn. Daarna raak jy murky en pas jy baie vinnig uit. So as die ou hier langs jou sit en is paniekerig en jy weet dis dalk jou kind of jou vrou of jou man of iemand wat jy nou net leer ken het en hulle is paniekerig en jy dink wag laat hierdie ou eers help, gaan jy nog so help en dan raak jy in die slaap en dan is jy daarmee heen en hy's daarmee heen. Maar as jy suurstof het, terwyl hierdie ou paniekerig is, kan jy kalm bly en jy kan kalm dink en jy kan daai persoon kan jy eintlik help. Daar's 'n verskil tussen selfsugtigheid waar ek myself eerste stel in alles en dit is so dis 'n gesindheid van hierdie wêreld en dis nie waar ons wil wees nie maar daar's 'n verskil tussen selfsugtigheid en selfliefde waar ek verstaan dat die manier hoe ek na myself kyk en met myself werk is belangrik om myself op te set om effektief vir ander ouens lief te wees. En so hierdie eerste reeks vir hierdie volgende 3 Sondae praat ons oor gewoontes, habits. 3 gesonde gewoontes waarop ons wil fokus vir hierdie jaar. Ons wil vir jou uitdaag en sê kom saam met ons op hierdie journey en ek gaan nou by die 3 gewoontes uitkom. Ek wil net eers iets sê oor gewoontes. Baie bekende sielkundige Carol Dweck het gesê daar's 2 maniere waarop mense dink.
Twee maniere, twee tipe van denkwyse. Die eerste een is 'n vaste denkwyse, 'n fixed mindset. En die tweede een is 'n groei denkwyse, 'n growth mindset. Jy's of in die een of in die ander een. Die vaste denkwyse glo dat jou intelligensie, jou persoonlikheid, jou selfs jou geestelike kapasiteit, jy weet alles wie jy is vas. Jy is nou maar wie jy is. Jy weet ek is nou maar 'n knoffelkop. My pa was een, ek is ook nou maar een. Dis hoe dit is. En jy glo dit kan nie verander nie en dis baie soos 'n standbeeld, dis standbeelddenke. Okay, standbeeld kan dalk mooi lyk. Daai is the thinking man, daai standbeeld daar. Nee, baie populêr, beroemd en die ou wat dink en daar's allerlei mooi standbeelde veral in Europa, nee, maar reg oor die wêreld sal hierdie verskriklike mooi standbeelde, hier is die probleem met 'n standbeeld, hy kan nie verander nie. Hy bly net so en as iets gebeur dat hy 'n kraak kry, dat hy beskadig word, dan is dit soort van semi-permanent. En die realiteit is, jy is nie 'n standbeeld nie. Die Here het jou nie 'n standbeeld gemaak nie. Okay, sê vir die ou langs jou, jy's nie 'n standbeeld nie. Jy's nie 'n standbeeld nie. Tweede manier van dink is die groei mentaliteit. Nee, is die growth mindset, die groei denkwyse. Groei denkwyse sê ek kan groei, ek kan groei in my vermoëns. Ek kan groei selfs in my persoonlikheid, ek kan groei in my verhouding met die Here, ek kan groei en ontwikkel. Met ander woorde, dis die prentjie van jy's meer organies, jy's meer soos 'n saad. 'n Saadjie wat in die grond is en dit is so 'n saad wat in grond is, veral as die grond hard is, daai grond bied weerstand en die saad sukkel, maar wanneer hy water kry, dan breek hy deur daai hardheid van die grond. Jy al gesien hoe 'n gras 'n manier om deur elke ding sy kop deur te druk en selfs partymal deur sement. Hy breek deur wanneer die omstandighede reg is. Hier is die spanning wat ons beleef. Veral hier in die begin van die jaar. Kom aan, ek weet, dit is so, ons almal wil weer die dinge reg doen, nee, ons almal wil verander. Ons almal wil weer graag gesond leef en gesond eet en ons geestelike lewe, ons wil seker maak, ons kyk weer 'n bietjie daarna, maar baie maal voel dit vir ons, gits, ek het dit laas jaar ook probeer en dit nie gewerk nie. Nee, baie maal voel ons 'n bietjie stak en veral dalk in 'n sekere area waar jy weet, hierdie is my area waar dis nou maar wie ek is. Dit is nou maar net wie ek is. En die probleem met dit is, dis 'n standbeeld mentaliteit. En ek wil jou uitdaag deur reg aan die begin van die jaar net 'n skuif te maak, net in jou manier van dink. En nie te sê, dis nou maar wie ek is nie, en jy gee oor aan daai manier van dink en daai aanvaarding van dit is nou wie jy is. Sê liewer vir jouself. En selfs mense rondom jou wat jou dalk kritiseer op dit, sê liewerste, dit is so, ek het nog nie oorwinning behaal in die donuts wat ek moet neerlê nie. Ek het nog nie oorwinning behaal nie, maar ek's op pad. Ek's op pad. Die Bybel praat oor hierdie en die Bybel noem hierdie manier van dink heiligmaking. Dis wat die Bybel dit noem, is 'n proses waar ons elke dag meer en meer beginne lyk en beginne leef soos wat die Here dit vir ons bestem het. Nee, dis wat heiligmaking is, dis waaroor die Here praat en die hoop hierin is dat die Here is binne in daai proses. Ek wil dit vanoggend vir jou sê in die begin van die jaar waar as jy dink oor dalk jy positief in jou hart en jy het by die gym aangesluit of jy het iets gedoen wat jy gesê het hierdie jaar gaan ek nou wrintie waar gaan nou daar's ietsie wat anders te gaan lyk, is keep at it. Al raak die skedule besig en al gebeur al hierdie goeters en al is dit so dat die tendens wys dat jy weet Januarie, Februarie, Maart se kerk vol en die gym is vol en al die ander goeters wat mooi is vol en dan begin hy te plam met is. Ek het laasweek gepraat oor Kairos oomblikke. Dalk is dit jou Kairos oomblik waar die Here iets kom doen en jou deur dit vat en 'n ding kom neersit wat die traject van jou lewe gaan verander. So keep at it en kry jou gedagtes daar. Die Here is met jou, hy's in hierdie proses. Paulus skryf aan die gemeente in Korinte en hy's eintlik moedeloos met hulle. Ek lees vir julle, jy kan saam lees. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. Hy sê ek kon nie met julle praat soos geestelike volwassenes nie.
Hierdie ouens dien nou al lankal die Here. Hy sê ek moes julle met melk voed, nie met vaste kos nie, want julle word nog steeds deur wêreldse neigings beheer. Hier's wat hy vir hulle sê. Hy sê, ouens, kom aan. Sê julle dink so standbeelde. Julle het standbeeldmentaliteit. Kom aan. Hoe lank ken julle al die Here? Hoe lank dien julle al die Here en julle leef nog soos voordat julle die Here ontdek het? En is net so 'n stuk frustrasie wat hy binne in hom het, want hy beleef hierdie frustrasie, want hy weet waar hierdie ouens al kan wees in die deurbrake wat hulle al kon beleef het en wat die Here al in deur hulle lewens kon doen en moes doen. Nou Paulus beleef daai frustrasie, miskien beleef jy dieselfde frustrasie met jouself as kom aan. Hoe lank gaan ek nou nog met hierdie moet sukkel? Hoe lank gaan ek nou nog deur hierdie ding moet werk? Hoe lank, jy weet, is wanneer gaan ek nou uiteindelik op daai plek kom? Ek wil tog vir jou sê, moenie moedeloos word nie. Moenie moedeloos word nie, want Paulus trap hulle nie net hier uit en dink, ja, wraggies. Jy weet, daai ou is nou maar so en hy gaan altyd so bly. Hulle gaan nie verander nie. Dis die Paulus se hart en sy oortuiging hier nie. Hoor wat sê hy in die tweede boek. Toe hy nou 'n bietjie gekalmeer het, skryf hy weer vir Korinthe en hy sê in 3 vers 18 sê hy vir hulle, ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem. Daar's 'n oortuiging in sy hart. Hy's meer oortuig deur God se vermoë as die mens se onvermoë. Skryf hulle sê, julle is besig om te verander, ons is besig om te verander, omdat die Here ons skuif, om meer van sy heerlikheid sigbaar te maak. Paulus is nie moedeloos, hy's 'n bietjie frustreerd, maar hy gee nie op nie. Dis hoekom hy vir hulle hierdie brief skryf. Maar as iets tog wat hy in die mengsel van hierdie gesprek ingooi, en hy sê, luister, dit is so, die Here is besig met jou. Is besig in jou lewe, maar daar is iets wat jy moet doen. Daar is ietsie waar die verantwoordelikheid tog by jou lê, en dis waar hy vir hulle skryf in 1 Korintiërs 9 vers 24 en 25, sê hy vir hulle, julle is soos atlete, hy sê, hardloop sodat julle die prys sal ontvang. Al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. En hier's wat Paulus vir hulle sê, luister, die beste atleet, wat die beste potensiaal het, moet nog steeds oefen. Gaan vra vir enige atleet, maak nie saak hoe goed jy is nie, as jy nie oefen nie, dan gaan jy dit nie maak nie. So wanneer jy kyk na rou talent sonder oefen, is dit soos 'n saadjie wat al die potensiaal het, maar hy kry nie water nie. Hy lê net daar dormant. En ons wil daai gedagte kom skuif in ons gedagtes, in ons harte vir 2026, waar ons sê, ons wil daai groei denkwyse, die growth mindset wil ons absoluut embrace en sê, Here, ek wil groei. En ek weet dit gaan 'n stuk selfdissipline vat en ek weet dit gaan ietsie vra van my en ek weet dit gaan tydopoffering vra maar daar is Paulus skryf iets oor en sê, luister, soos 'n atleet wat gefokus is op die destinasie waarop wil uitkom, weet ek het elke dag nodig om sekere dinge reg te doen. Die skrywer van Atomic Habits is 'n baie goeie boek as jy wil bietjie lees oor gewoontes. James Clear sê die volgende. Hy sê, you do not rise to the level of your goals, but you fall to the level of your systems. Hierdie is baie belangrik. Die rede hoekom ons dit baie maal nie maak nie, ons begin goed in die jaar met die gym en die mooi eet en gesond eet en ons geestelike lewens is nie omdat ons nie opreg was in die doelwit wat ons gestel het nie. Dis omdat die stelsel wat ons in plek gesit het nie werk nie. Of jy het geen stelsel in plek gesit nie. En hier's waar ek jou wil uitdaag is, die gedagte hier is, as jy wil groei hierdie jare, is moenie net fokus op die hoe, of op die wat nie, waarby wil ek uitkom, wat se doelwitte wil ek bereik, hoe wil ek anders lyk aan die einde van die jaar nie, fokus ook op die hoe. Dis baie belangrik, fokus op hoe jy hierdie gaan doen, jou gewoontes, jou sisteme, en maak dit haalbaar vir jouself, okay? Maak dit haalbaar vir jouself,
gebeur so baie ouens sê, okay, ek moet fiks raak. Ek weet ek het 'n lekker six-pack wat ek moet omskep in die regte tipe six-pack. So ek gaan draf. En na eerste Saterdag trek jy jou tekkies aan en jy sê vir jouself ek gaan vir 'n uur lank gaan ek draf. Okay, jy gaan nie maak nie. Beloof jou gaan dit nie maak nie. Kies om 15 minute te begin stap, eerste Saterdag. Gister het ek my eerste parkrun gedoen. Ja, dankie. Maar vir my was dit meer soos 'n parkwalk. Was nie 'n walk in the park nie, maar dit was meer soos 'n parkwalk gewees. Okay, en ek wil net sê ek ontdek ons 'n hele groep van ons gemeente alreeds daar. So as jy nog die parkrun op 'n Saterdag hier by Rietvlei, ons wil jou daar sien, okay? Daar's ou tannies wat verby my gekom het, so jy kan dit doen. Jy kan dit verseker doen. Moenie hierdie massiewe doelwitte stel en dan maak jy dit nie. Begin by iets wat haalbaar is en jy weet jy kan hierdie doen en kry die ritme aan die gang. Dis die belangrike is om 'n gewoonte in 'n ritme neer te sit. Iets wat as jy gaan uit die aard van saak oor uitdaag is hoe jy dink oor ander mense, hoe jy met ander mense werk en miskien is dit wat jy wil groei hierdie jaar. Jy sê ek wil groei in my omgee en liefde vir ander mense. Ek's baie maal so gefokus net op waarmee ek besig is wat ek moet doen en ek wil hê die Here in my kom uitdaag hierin is moenie jy weet weer eens veral as jy introvert is, moenie dan voel okay, gaan nou elke ou wat jy sien, gaan jy sê hey, ek's lief vir jou, jy's oulik en is stel een doelwit, sê ek gaan op 'n maandagooggend 'n WhatsApp stuur. Jy sit 'n reminder op jou foon, hoe laat ook al, net nie 3 uur die oggend stuur vir die ou nie. Okay. Hy slaap nog of sy slaap nog. Ons sê ek gaan 'n WhatsApp stuur en ek gaan in die week gaan ek kyk wat praat in my hart? Wie praat in my hart? Wat kom lig die Heilige Gees op? Ek gaan 'n nota maak en maandagooggend stuur ek 'n WhatsApp vir Rikus en sê hey Rikus. Ek wil net vir sê dankie vir alles wat jy doen en vir jou hart. Jy's altyd net so bereidwillig om te help. Ek waardeer jou, hoor. Send. Dit doen iets in Rikus se hart en hy sê genade. Tog niemand sien hierdie raak nie. Ek was net op die punt, daai ou het my so omgekrap, ek was net op die punt om op te hou hierdie doen en hierdie ding kom motiveer my om my hart op dieselfde plek te hou van waar die Here dit gesit het. Klein maklike aksies, hoor hierso. Klein maklike aksies in die regte rigting skep lewensveranderende gewoontes. Dis wat momentum is net, by the way. Momentum is klein aksies in dieselfde rigting wat konstant is, begin uiteindelik 'n sneeubal effek hê, momentum opbou. Nee, sneeubal effek is daai klein klippie, daai klein ietsie wat op 'n sneeuberg begin rol in dieselfde rigting in en hy begin nog sneeu optel en nog optel en naderhand is dit die groot sneeubal wat verwoestend is vir enigiets in sy pad. En dis wat die Here wil kom doen in jou lewe is om momentum in jou lewe op te bou en jou rigting in te vat. Waar jy verwoesting gaan bring nie in die koninkryk van God nie, maar in die koninkryk van hierdie wêreld waar jy dinge gaan platslaan wat nie van die Here af is nie. En so ek wil hierdie ding begin saamvat. Ons fokus hierdie jaar op liefde en daar's 3 areas. 3 eenvoudige areas wat ons wil sê, hier's waar ons wil hê moet op fokus. Eerste is jou liefde vir God natuurlik. Dis waar ons begin. Ons liefde vir God, ons noem dit holy. Dis jou geestelike lewe. En die uitdaging is net, Here, wat is die een ding wat ek kan doen om my te anker, my verhouding met U te anker hierdie jaar? Wat is daar een ding wat ek kan doen om hom net 'n stuk verder te vat? Die tweede ding is liefde vir jouself en ons gaan heel wat hieroor praat in die res van die jaar. En ons noem dit healthy. Ons praat hier oor 'n holistiese benadering, 'n gesonde, hoe lyk jou finansies, gesonde liggaam, gesonde emosies. Wat's die area by jou wat jy sê, Here, hierdie is die ding wat ek wil, hierdie is die ding wat ek onder U hart wil inbring, onder U leierskap wil inbring. Hier's die area waar ek sukkel. En ek gaan nie vertrou om klein stappies te neem om dit gesond te maak. En ek kies om hierdie area van my lewe te sien as U tempel. Holisties. Nee, my liggaam, die Bybel beskryf dat jou liggaam is 'n tempel van die Here, maar dit is so ook jou finansies en so ook jou emosies en wie jy is. Ja, en dis hoe ek daarna wil kyk. Dis die hart wat ek hiervoor wil hê, is te verstaan, 'n respek daarvoor te hê, 'n
passie vir dit te hê. Dis waar U woon. Dis waar U woon. Hoe kan ek hierdie tempel skoonmaak? Dalk net begin deur die skottelgoed te was. Dalk net begin deur uit te vee. Dalk net begin deur klein goedjies te doen. Wat U meer welkom laat voel, wat U meer tuis laat voel binne in hierdie tempel. Die laaste een is humble, dis liefde vir ander mense, dis 'n gesindheid. Dis waar ek kies om te sê, Here, ek wil mense hanteer soos wat U, Jesus, hulle hanteer het, soos wat U hulle graag deur my wil hanteer. Ek wil anders te beginne dink oor mense, en dis hoekom ons jou weer wil vra, in Doxideo is groeplewe vir ons belangrik. Julle sal sien, Marius het 'n proses daar begin, so hy volgende week terug is van vakansie, gaan hy klaarmaak van die groepe wat daar is. Ons wil hê dat daar ouens is wat jou accountable kan hou. Ouens wat vir jou kan vra, hoe dit gaan hierdie week? Jy hoef nie alles te deel nie, ons span doen dit ook, ons het ons doelwitte neergeskryf, en ons gaan nou nie elkeen sê, wel, hierdie is my spesifieke doelwit nie, maar ons gaan vir mekaar sê, ek het doelwit neersit, en hier is hoe dit gegaan het hierdie week. Kruit gegaan, of nie, ek sukkel nog. Ek sukkel nog 'n bietjie met my standbeeld mentaliteite. Maar ons wil dit current hou in ons gedagtes. En sê dat hierdie is vir ons belangrik genoeg, en ons wil jou vra om dieselfde te doen in 'n klein groep konteks. Lise, met die hele ouens kan vir my vorentoe kom. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. 1980 skryf of sing eerder Sias Reyneke 'n liedjie. Okay. So as jy nou voor daai gebore, sorry. Julle gaan ontvang. Bly by my. Hy sing hierdie liedjie. Baie bekende liedjie, die ouens, hy's een van daai dadelik is hy populêr. Okay. Baie vinnig is hy treffer van die jaar, en mense assosieer so met dit tot vandag toe eintlik nog klomp ouens wat daai liedjie weer en weer gesing het, en so assosieer met dit 'n lied wat regtig met mense harte praat. Die liedjie se naam is Sproetjies. Okay. Sproetjies is die storie, as jy nie van Afrikaanse musiek hou nie, ek weet daar's baie mense wat so voel. Is die storie van hierdie meisie wat in 'n parkie is. Sy's daar eenkant alleen. Okay? En sy het natuurlik sproetjies. Okay, en sy sit eenkant en sy huil. Want kinders is kinders, nê. Nee. Ek was nie sproetjies nie, ek was shorty. Okay. Verstaan nie hoekom nie, maar dit was apparently so. Okay, en kinders is kinders, so hulle spot haar, en sy sit daar eenkant en sy huil. En iemand kom na haar toe en kyk haar so en sê, "Ai sproetjies, maar jy's pragtig, jong." En sy sê die woorde, dis haar reaksie. Sy sê, "Ek wens ek kon my deur jou oë sien." En die tyd stap aan. En sproetjies soos wat ons nou mag gebeur, verander in hierdie pragtige, regtig mooi jong dame. Persoon loop haar weer raak. Sy sê, "Sjoe, sproetjies. Jy's regtig mooi, hoor." En weer sê sy, "Ek wens ek kon my deur jou oë sien." En na nog 'n paar jaar kry die persoon al weer, en hierdie keer is dit by 'n vertoning, en sy's op stage en sy's besig om die skare te bekoor met haar talente, en daai tyd kom hy weer na haar en sê, "Sproetjies, onthou jy my? Onthou jy die parkie en die trane in jou oë? Kyk nou vir jou, ek meen, kyk waar sy nou." En weer reageer sy, "Ek wens ek kon my deur jou oë sien." Dit is net 'n liedjie. Maar hierdie liedjie herinner my aan 'n skrifgedeelte, baie bekende skrifgedeelte, 'n 2000 jaar treffer tipe skrifgedeelte wat mense se harte nou nog aangryp. Johannes 3 vers 16 wat sê, "So lief het God die wêreld gehad, so lief het hy die mensdom gehad." En hier ek wil jou naam daarin sit. So lief het hy vir Johan. Hy sê beste. Dis wat hy sien in jou, dis wat hy sien in my.
Ek lees Johannes 3:16, dan wil ek vir die Here sê, Here, ek wens ek kon my deur u oë sien. En partymal sê ons dit vir julle, en partymal ons kom sê vir jou identiteit in Christus, ons kom maak dit vas. Ons kom sê vir jou, die Here het 'n plan met jou lewe. Daar's potensiaal, daar's groei. En ons is so sproetjies wat dink, al dans sy op stage, al het sy al hierdie dinge al reeds bereik, en dink sy onthou nog die dogtertjie wat iemand gesê het, sproetjies, jy's lelik, jy het sproete. En daai ding steek nog vas, en partymal is ons so in daai standbeeldmentaliteit, en ons haak vas by, ek sal nooit goed, my pa het vir my gesê, you will amount to nothing. Ek wens, jy kan jou deur die oë van Jesus sien. Jy sal hierdie jaar anders aanpak. Jy sal anders voel oor jouself. Jy sal die waarde besef. Wanneer jy waarde besef, dan kom daar energie en tyd en dissipline. Dan raak dit die moeite werd. So wil jy nie 'n moment van net jou oë sluit. Heilige Gees, en ek weet nie hoe u hierdie doen vir elke persoon wat hier sit, wat ons is anders, ons dink anders, ons lyk anders, ons reageer anders, maar Heilige Gees, my vertroue is vanoggend. En elkeen se oë kom fluister. Sê, jy's pragtig. Jy's pragtig. Jy's mooi. Ek het jou mooi gemaak. Jy goed gemaak. Ek het 'n droom vir jou. Ek sien jou plekke waar jy jouself nie sien. Ek roep jou in hierdie spasie en te sê, kom stap saam met my die pad. Ek is besig met heiligmaking in jou lewe, moenie opgee nie. Kom neem hierdie klein treetjies dat jou lewe begin belyn waar ek jou sien. Dis my hart en my gebed vanoggend, Here, waar ek bid en sê, ek vertrou dat ons onsself kan sien deur u oë. En dat die res van hierdie jaar in ons lewens as gevolg van dit vir altyd sal verander. Ek wil vanoggend 'n oomblik net vat en autoriteit kom neem. Ek beleef so iets mense wat regtig stak is. Ander ouens praat oor nuwejaarsvoorneme en jy dink, ja, whatever. Ek ken myself, ek weet, niks gaan verander nie. In spesifieke areas waarin jy stak is. Ek dink, Here, ek weet dis hierdie area. Soos Johan begin praat, ek weet dis dit. Jy voel in kettinge en jy voel vasgeboei in daardie area of areas. Oor jou lewe wil ek om spreek, die skrif wat sê, wie die seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees, en ek spreek vanoggend oor jou vrymaking, spreek oor jou deurbraak. Nie omdat ek vertroue het in jou vermoëns nie, ek het vertroue in die God wat binne in jou is. Ek het vertroue in Jesus wat binne in jou woon. En wat ver meer kan doen as wat jy kan bid of dink. En ek vra net vir jou, kom sit jou geloof saam met my geloof en sê, Here, ek wil u vertrou. Ek wil u vertrou vir hierdie deurbraak, ek wil u vertrou vir groei, ek wil u vertrou vir verandering in hierdie area in my lewe. En soos wat ons dit doen, ons het hierdie response song spesifiek uitgekies om juist dit te kan doen. Jy gaan jou vra om te staan, en as ons dit sing, is dit wat jy doen, is jy gee dit vir die Here en sê, Here, hier is dit. En ek vertrou u vir dit. En ek bid dat u geloof in my hart kom vestig. En ek bid dat u my strategie kom gee. 'n Proses kan gee wat doenbaar is vir my, waar ek nie môre, nie maandag, nie 1 Februarie kan begin, Here, maar nou. In hierdie oomblik waar ek 'n besluit kan neem, hierdie is die ding wat ek in my dagboek gaan sit, wat ek op my foon gaan sit, hierdie is die een ding wat ek gaan doen. 'n Oproep wat ek gaan maak, 'n afspraak wat ek gaan maak. Dis 'n een ding wat ek gaan doen om seker te maak, Here, ek begin in die regte rigting beweeg. Ek kies dit. Ek kies liefde.